Vriende, ons gaan die woord van die Here vandag lees uit Matteus hoofstuk 24. Dis ons eerste Sondag van die Adventstyd. Dis die eerste Sondag van die nuwe geestelike jaar. Dis amper soos nuwe jaar. En ons gaan uit die woord van die Here saam lees vanaf vers 36. Voor ons dit waag, kom ons vra dat hy dit vir ons sal oopbreek. Hemelvader, u woord lê oop voor ons. En ons is gretig dat u met elkeen van ons sal kom praat. Dit is die ou goeie tyding, wat weer die geleentheid het deur u Gees om lewendig te word vir ons tyd en ons mense. En ons, hierdie geloofsgemeenskap, is gretig om te hoor wat u vanmôre vir ons wil sê. Breek u woord vir ons oop, Here. Geef vir ons eers elkeen 'n boodskap wat ons met ons kan saamneem, wat tot u eer sal wees en u naam sal verheerlik, wat in hierdie Kersseisoen vir ons momentum gee, tot by die hoogtepunt van Kersdag en die geboorte van Jesus Christus. Ons is gretig om hierdie Kersseisoen te vier as 'n Christusfees. Maak dit vir ons oop, Here, deur dit wat ons vanmôre uit u woord saam sal doen. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ons lees vanaf vers 36 van Matteus 24. Dis 'n gedeelte wat genoem word Jesus se profesiepreek en dit begin so, of dit lui so. Tog ken niemand die presiese datum en tyd wanneer hierdie dinge sal gebeur nie, ook nie die engele of selfs die Seun nie. Dit weet net die Vader. Wanneer ek, die Seun van die mens, verskyn, sal dit gaan soos in die tyd van Noag. Destyds, voor die groot vloedwater gekom het die mense soos gewoonlik voortgegaan om fees te vier en oor en weer te trou, selfs totdat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het eers besef wat aan die gang was toe die vloedwater kom en hulle almal verswelg het. Net so sal die koms van die Seun van die mens wees. 2 persone sal saam op die land werk, die een sal saamgeneem word en die ander een agtergelaat word. 2 vroue sal saam op die meel koring maal, die een sal saamgeneem en die ander een sal agtergelaat word. Wees dus waaksaam, want julle weet nie watter dag julle Here kom nie. Julle besef tog goed, as 'n huiseienaar vooraf weet hoe laat in die nag die dief gaan kom, sal hy op sy hoede bly en nie toelaat dat daar by sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook voorbereid wees, want die Seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle dit nie verwag nie. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Vriende, vandag se teks is 'n klassieke voorbeeld van hoe 'n mens, as jy 'n sekere bril opsit, sekere goed uit die teks uitlees. Ons is meesters daarin om die teks te interpreteer volgens ons eie persoonlike oortuiginge. En vandag is daar sekerlik nie 'n beter voorbeeld as dit nie. Die rede hoekom ons die teks lees, is iets wat ons in ons agterkop moet hou. Hoekom sal ons met die eerste Sondag van die Adventstyd, wat vir ons veronderstel is om ons dus in te lei en op te vat tot by die hoogtepunt van Jesus se geboorte, hoekom sal dit begin met so 'n teks? Want daar's niks van Christus se aankondiging, belofte, enige iets daarvan in hierdie teks nie. En dis wat my gefascineer het van hierdie teks, tot ek by iets gekom het wat vir my regtig sinvol was. Voor ons daarby kom, sal dit tog maar gepas wees om vir 'n paar oomblikke te gesels oor juis die bril wat 'n mens opsit wanneer jy na so 'n teks kyk, en hoe dat dit soms baie verwarrend kan wees. Dit is die klassieke teks wat gebruik word deur sekere teologiese groepe om die saak van die wegraping en die wederkoms aan te spreek.
Die eerste ding is natuurlik dat ons weet dat reg deur die geskiedenis is daar baie mense wat op verskillende tye, ook onlangs in ons eie land, mense wat die wederkoms probeer voorspel het. En ons weet vanuit hierdie teks, dit is nie moontlik om dit te weet nie. Terwyl Jesus hier praat, sê hy, selfs ek wat die seun van die mens is, weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Dit is net die Vader se oordeel. En geen mens moet sy brein probeer breek om te probeer bepaal wanneer dit sal wees nie. Waaroor jy jou brein moet breek is of jy gereed is vir wanneer hy kom. Daaroor moet ons baie dink. Maar oor die dag en die uur is iets wat ons nie ons koppe moet oorbreek nie. Die Bybel is baie duidelik hieroor dat Jesus Christus 2 keer sal kom na hierdie aarde toe. Die eerste keer met Kersfees, wat ons gedenk die geboorte van Jesus, en die tweede keer wanneer die wederkoms sal plaasvind. As 'n mens die teologie van die wegraping wil ernstig opneem, dan moet jy sê, daar gaan nou 'n derde keer wees wat Jesus moet kom. Want volgens die teorie van die wegraping, beteken dit dat mense gaan leef op aarde, en dan gaan Jesus op 'n stadium kom en hy gaan sommige mense wegneem en ander gaan agterbly. En dan moet daar dus 'n derde koms wees wanneer hy almal voor die troon van die Vader gaan verskyn. En dit maak die Bybel verklaar homself. As jy op 'n stadium vashak met 'n teks en jy weet nie watter kant toe met jy met hom gaan nie, gaan soek na ander teksgedeeltes wat dit onderstreep of weerspreek. En dan kry 'n mens nogal redelik duidelikheid daaroor. So die eerste argument vir my teen hierdie interpretasie asof dit 'n wegraping sal wees, want dit klink en dit word duidelik vir ons aangespreek wanneer hulle hierdie teologie na ons toe bring, is 2 mense op die land, een word weggeneem, een bly agter. En dis presies die gedagte wat baie mense het met die wegraping. Gaan een oggend opstaan en skielik is die helfte van die mense weg, soos vanmôre, dat hulle nie in die kerk is nie. So dalk is ons die ouens wat agtergebly het op daai manier. Nee, dit is sommer net 'n ou grappie. As 'n mens daardie teologie wil na kyk, dan moet jy in die eerste plek sê, maar die Bybel verklaar homself dat daar 2 komste gaan wees, die derde een. So iets anders is hier ter sprake. Die tweede ding wat 'n mens, 'n tweede toets wat jy kan aanlê is, hoe laat dit jou voel? As jy dit lees, as jy die gedagte hoor van die wegraping en dat ewe skielik eendag gaan mense net nie hier wees nie en ek gaan dalk agterbly. Hoe laat dit jou voel? As dit jou gaan bang maak, dan moet jy weet, dit is nie van die Here nie. Die Here maak ons nie bang nie. Die Here gee vir ons vrede. Hy is die vredevors. Hy gee vir ons liefde. Hy trek ons nader. Hy maak ons nie bang vir hom nie. So as iets gebeur, waar iemand vir jou 'n storie vertel, en jy kom agter, maar ek raak nou angstig oor hierdie ding, dan moet al die rooi liggies vir jou aangaan en sê, nie so seker dit van die Here is hierdie ding nie. Goed. Dan is daar die vrees wat mense dan nou het oor hierdie wegraping, 'n moontlike wegraping, is iets wat sterk teen ons gereformeerde verstaan van die teologie inkom. Want dit laat 'n mens voel asof God enie, mini, mini, mou speel en sê, jy, enie, mini, mini, mou, jy, enie, mini, mini, mou, jy. En taflak vir die ander ouens. Asof dit 'n onwillekeurige verkiesingsproses is. Maar wat agter dit lê, wanneer mense dit die eerste keer so sê, die volgende deel van die preek is die ding wat vir my eintlik bang maak. En dit is, as mense sê, maar dit beteken jy moet nou wakker word. En nou moet jy jouself regryk, sodat jy ook een van die kan wees wat weggeraap word. Nee, dis mos hoe die boodskap altyd na ons toe kom. Asof ons iets kan doen om God se oog te vang.
Asof ons iets kon doen om uit God se oog te kom in die eerste plek. Asof ons God kan probeer beïndruk met dit wat ons doen. Want gooi hom nou om. Partykeer, dis die derde raad wat ek jou kan gee, as jy iemand se teologie of sy storie wil probeer vir jouself sê, is dit die waarheid of nie? Die derde een is, draai die argument om, op sy kop. As hulle sê, die wegraping, 2 gaan daar wees, 1 gaan weg wees, nou moet jy jouself regryk, sodat jy ook een van die kan wees wat daar gaan wees. Nou draai ons hom om. Om eendag weggeraap te kan word, moet jy so maak. Met ander woorde, jy moet beter wees as die ander ene. Hoe sê hulle as 'n leeu jou vang? As 'n leeu jou jag, jy moet net vinniger wees as die ander ou. Nou dis asof hulle die teologie vir jou wil sê, jy moet net 'n bietjie beter wees as die ander ou. Dan sal jou kanse beter wees om, dis asof jy in die Springbokspan gekies word. Jy moet net so 'n bietjie beter speel as die ander ou, dan kry jy die geleentheid. En met die Here werk dit mos nie so nie. Dis asof ons 'n vertoning moet doen. Dis asof ons God moet beïndruk. Want die fondasie waarop ons geloof berus, is dat ek word gered deur die bloed van Jesus Christus en deur genade alleen. Niks wat ek doen kan my beter maak om God se guns te wen nie. Dis nie iets wat ek eers moet doen sodat God my kan raak sien, sodat hy kies om my te red nie. Dis sektaries. Want dit beteken, ek moet sê, Jesus is my Here, plus ek moet 'n klompie goed gaan doen om hom te beïndruk. En as ek dan sy oog gevang het, dan is gelyk aan ewige lewe. Ek kry ewige lewe omdat God vir my in die kruis gesterf het. Ek kry die ewige lewe omdat hy dit vir my in liefde gee. Nie omdat ek dit verdien nie. Nie omdat ek beter was as iemand anders nie. Want dit skep die volgende probleem, is dat mense wat dink, maar ek moet net so bietjie beter wees as iemand anders, hulle wil partykeer nie aan hulle self so hard werk nie, maar hulle wil eerder iemand anders afkraak, want as ek op jou kan staan, dan kan ek bokant jou wees. En dit werk nou nie lekker in die koninkryk van die Here so nie. Dit werk eintlik glad nie so nie. So, vriende, ek en jy kan nie God beïndruk met ons kerkbywoning, met hoe mooi ons praat, met hoe pragtig ons sing, met hoeveel barmhartigheid ons doen, met hoe baie ons bid en hoe baie ons Bybel lees. Ons kan nie God beïndruk deur te sê Here, Here en Amen en Halleluja nie. Ons kan nie die Here beïndruk met enige iets nie. Ek doen nie iets om God te beïndruk nie. Ek doen dit omdat hy in my woon en dit van nature begin uitkom en ek moet die keuse maak om dit te laat uitkom. En wanneer ek toelaat dat sy Gees in my werk, dan begin ek met die Gees se oë kyk en met die Gees se ore hoor en met die Gees se mond praat en met my hande word dan die werk van die Gees en my voete loop na waar die Here graag wil besig wees. Dan word ek sy medewerker, ek word sy werktuig, ek word die kanaal waardeur God sy liefde wys. En dit klink vir my meer gemaklik en in lyn met wat die Bybel vir ons probeer vertel. Nou is die vraag natuurlik, hoe moet ons dan hierdie teks verstaan? Want onthou ek het begin met die vraag, wat maak hierdie teks op die eerste Sondag van Advent? Want dis mos nou 'n vreemde teks hierdie, om met adventstyd te gebruik. En vir 'n geval die adventstyd woord vir jou groot is, dit beteken maar net die geboorte van Jesus, die koms van Christus, die begin, die ontwaak, die mooi opening van Jesus Christus in ons lewe. Goed, hoe moet 'n mens dan na hierdie teks kyk? Jesus is besig om met sy disippels te praat, né? Hy is besig met die profetiese rede. Van die geboorte van Jesus af, reg deur sy lewe, maak Jesus mense kies. Ja vir Jesus of nee vir Jesus. Buig voor Jesus of lag vir Jesus.
Skreeu koning of skreeu kruisig hom. Reg deur die geskiedenis van Jesus se woorde op aarde, moet mense kies, wie is hierdie mens? Wie is hierdie mens? En dis die vraag wat Jesus met sy disippels op hierdie stadium deurpraat. En hy sê vir hulle, want hierdie teks sit Matteus reg in die geskiedenisdeel van net voordat hy gevange geneem word en gekruisig word. So hierdie hele verhaal is deel van 'n groter geheel, 'n groter prentjie, waarin Jesus sy disippels begin voorberei vir die tyd wat hy nie meer op aarde sal wees nie, wanneer hy doodgemaak gaan word. So nou sê hy vir hulle, in die tyd toe Noag hier gewees het julle dit so, die storie gehad, dat mense het aangegaan met hulle normale lewe, asof niks fout is nie. Noag en sy gesin het geweet iets groots is aan die gebeur, en hulle het die vermoë gehad om te kan onderskei, en God se wil te kan sien, en om te reageer op God se stem. En daarom het hy die ark gebou, terwyl die ander ouens vir hom uitgelag het. En daarom het die Here hom gebruik, soos wat hy hom gebruik het. Die ander mense, totdat die vloed gekom het, het hulle gesê, ag, dis 'n klomp strooi hierdie. En sê Jesus, reg deur sy lewe, van sy geboorte af, moes mense die keuse maak, is hy die Messias, of is dit strooi? Die herders kom buig en hulle sê, hy is die seun van God. Herodes sê, hier's 'n ou wat probeer om 'n koning te wees in my plek, kom ons maak hom dood. En as Jesus begin praat, is daar mense wat die heeltyd positief en negatief reageer. Positief en negatief. Nou kom dit oor tot in die eindtyd wat Jesus vir die mense wil sê. Wanneer ek nou te sterwe gaan kom, gaan mense ook so reageer. Sommige gaan sê, die seun van God het vir ons mens geword en is gekruisig en hy het opgestaan uit die dood en hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van die Vader van waar hy sal kom te oordeel. En ander sal sê, ag nee, wat die graf wat julle sê is leeg, nee, hulle het sy liggaam gesteel. Hy het nie regtig opgestaan nie. Julle het sommer net 'n ou storieetjie wat julle weer wil doen. En dan sê Jesus, en weet julle wat, dit is nie net vir die mense wat in Jesus se tyd geleef het, wat dit so de mekaar tyd gaan wees nie. Dit is vir elkeen daarna net so de mekaar tyd. Want 2 mense gaan op die land wees, en 2 mense gaan presies dieselfde werk doen. Uiterlik gaan jy nie 'n verskil kan sien nie. Hulle staan dieselfde tyd op, hulle gaan doen dieselfde werk, hulle gaan vanaand dieselfde tyd huis toe, maar een word deur God raak gesien, en een nie. Hoekom? Een sê, die Here is die Here, die ander een sê, dis strooi. Die een sê, hy is die seun van God, die ander een sê, die Messias moet nog kom. Die een sê, hy is die lam van God wat geslag is vir ons bloed, die ander een sal sê, rarig. En dit gebeur in 2025 Kerstyd ook. Dat mense in ons tyd, in adventstyd van hierdie jaar, na die storie van Kersfees luister en sê, wat 'n lekker vakansie feeling. En ander wat sê, dis die geleentheid om voor te begin, 'n nuwe seisoen in te gaan, om my van voor af voor te berei vir die koms van Jesus, sodat die hoogtepunt sal plaasvind met die geboorte van Jesus, en ek in aanbidding voor die kind in die krib sal kom kniel. En myself van vooraf, jaar vir jaar, sal kom toewy aan hom. En jaar vir jaar van vooraf sal sê, hy is die kind wat vir ons gegee is. Soos Jesaja beloof het. Hy is die een wat gebore is, en hy is die seun van God, gebore uit 'n maagd, Maria. En dis vir my en vir jou elke keer van vooraf die geleentheid om te sê, ek sal nie blasé raak en deel raak van hierdie wêreld op so 'n manier dat ek vergeet die wonderwerk van God wat regeer oor ons wêreld,
oor ons uitspansel en alles daarin. Terwyl ander mense soek na, is daar dalk lewe op ander planete en waar gaan ons eers sien dat ons is toe nog glad nie so spesiaal nie? Waar gaan ons agterkom dat dit is eintlik nie God wat ons hier geplaas het op aarde, op hierdie een planeet nie? Waar gaan ons agterkom dat dit eintlik maar net natuur is? Waar gaan ons agterkom dat as jy sekere protone bymekaar sit en sekere ensieme bymekaar gooi, voilà, daar is lewe. Of waar gaan jy agterkom? Die grootste wonderwerk van alles is dat God ver vooruit gedink het en dat hy gesê het, kom laat ons die hemel en die aarde maak. En kom laat ons die ligte in die uitspansel sit. Kom laat ons die waters van die aarde skei, sodat die grond kan duidelik word. Kom laat ons plante laat voortbring. Kom laat ons diere plaas. Kom ons sit mense daar. Want ek kan nie wag om liefde uit te deel en met hulle te wandel in die tuin nie. Ek kan nie wag om tyd met hulle te spandeer nie. En daardie mense was so bewus van God. Hulle was so intens bewus van sy nabyheid, van sy aanraking, van sy teenwoordigheid, en ons het dit begin prys gee. Ons maak asof die wederkoms, ons is nou maar hier, dat ons net deur hierdie Kersfees kom. Nog 'n jaar, ek wonder wat se oorlog gaan daar wees. Hoe gaan 2026 ons tref? Nee, gelowiges in hierdie tyd van die jaar, is gelowiges wat sê, ons kan van voor af begin, ons kan die reset knoppie druk, en ons kan sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en hy word genoem Immanuel, God wat uiteindelik sigbaar, vel naby, taal hoorbaar naby gekom het, sodat ons hom kan sien en kan ken. En dat ons sy voorbeeld kan sien, en dat ons kan leer om na God te kyk soos wat hy na God kyk, en om 'n bewussyn van God se teenwoordigheid te ervaar, soos wat Jesus dit gehad het, en dat ek soos hy met God in die oggend gaan praat, en in die middag en in die aand, en dat alles wat by my mond uitkom soos Jesus sal wees, woorde wat hy by God gehoor het, dat hy alles wat hy optree sal wees, dit is hoe ek die Vader het sien doen, en daarom doen ek dit. Dit kom net natuurlik, dit borrel net by my uit. Daarom is hierdie teks hier, sodat ek en jy weer van vooraf die keuse kan maak. Is hierdie seisoen wat ons nou ingaan, maar net 'n Kersseisoen met liggies en jingle bells? Of is hierdie die seisoen wat ons elke jaar die kosbare voorreg kry, om al die gifgasse van die jaar uit te blaas, al jou negativiteit agter ons te sit, al die bekommernisse vir een keer net so 'n bietjie een kant te sit en te sê, wat 'n wonder, dat God my op hierdie aarde geplaas het, en dat hy my, deur my ouers, deur my oupa en ouma, dat hulle my by die voete van Jesus gebring het. Wat 'n voorreg om hom te kon ontdek uit die woord. Wat 'n voorreg om die woord te kan hê. Wat 'n voorreg om my oë toe te maak en te bid en met hom te kan praat. Wat 'n voorreg om te weet hy's by. Wat 'n voorreg om te weet dat hy het my so lief dat hy mens geword het. Wat 'n voorreg om te weet dat hy in my stofstrate kom stap het. Wat 'n voorreg om te weet dat hy vir my aan 'n kruis kom sterf het. Wat 'n voorreg dat ek dit kon regkry, dat die Gees my kon help om te kan sê, hy is die Seun van God, eerder as nog 'n krimineel het gesterf. Nog 'n moeilikheidmaker is uit ons pad uit. Nou kan ons weer aangaan met ons agendas, kan ons hande was en ons kan vorentoe beweeg. Gaan jy kniel voor die almagtige God in hierdie Kersseisoen en gaan jy voorbereid word? Is jy gereed vir God se nuwe plan wat hy besig is om van voor af uit te rol?
sodat 2026 nooit weer dieselfde sal wees nie. Dat dit nie vergelyk sal kan word met enige ander jaar in jou lewe nie. Want jy het gekies om te sê, my Here en my God. Want baie het gesê, Here, Here, en hy gaan sê, maar ek ken jou nie. En baie het gesê, kom ek kyk waar die baie mense is, kom ek gaan bid daar waar hulle my kan sien, jo, hierdie ou is allemaal geestelik, spiritual, wow. Jesus sê, nee man, gaan nie jou binnekamer toe, gaan daar na die verborgene toe, gaan praat daar met jou Vader, hy wat jou sien, hy wat jou ken, hy wat weet wat in jou hart aangaan, hy wat weet. Mag ons 'n geloofsgemeenskap wees, wat in hierdie Kersseisoen sal sê, 'n seun is vir ons gebore.